Vriende, voor ons by die woord van die Here kom ons sluit dit ons oë en dan vra ons die Here se rykste seën op die skriflesing en dan ook die boodskap wat sal volg. Here, die verstaan van u woord is glad nie afhanklik van die verklaring van 'n eenvoudige mens daarvan nie. As u Heilige Gees nie daarbey betrokke is nie. En daarom wil ons as gemeente vanoggend vir u vra, Here, dat u elkeen van ons in hierdie erediens sal verberg agter u kragtige handpalm, agter die kruis van Jesus Christus. En dat dit wat ons vanoggend sal sien, slegs Jesus sal wees en niemand anders nie. Sodat dit wat ons vir onsself onderneem het om niemand anders te ken in hierdie wêreld nie, en niks anders te verkondig nie as Jesus Christus die Verlosser, Here, dat dit vanoggend ook waarheid sal word vanuit die prediking. Daarom staan ons nou terug, Here, en ons sê, spreek, Heer, u gemeente luister. Maar vanoggend wil ons byvoeg, ons is nie net bereid om te luister nie, ons wil ook graag kragtig onder u Heilige Gees lewe en lewende getuies te wees van dit wat u vir ons gedoen het. So Here, hier is ons is bereid om te doen wat u sê. In Jesus naam. Amen. Nou vriende, net 'n kort inleiding. Dis seker een van die mees vreesaanjaende dinge in 'n gemeente, om onder leiding van die Here boodskappe voor te berei. Want anders as in baie ander kerke waar mense self besluit waaroor hulle wil preek, wat hulle wil sê en hoe hulle die mense se werklike behoefte van daai oomblik kan aanspreek, want ek weet ook hoe dit werk. Elkeen van julle het hier ingekom met een of ander behoefte, en as ek daarin kon slaag om die regte tekste vanoggend te gebruik, dan sou ons ook julle kon opgewonde maak om te sê, waarlik die Here is God, hy lewe tot in ewigheid, hy het my lewe aangespreek vanoggend, my hart het beweeg, en ek is opgewonde om 'n kind van die Here te wees. En dan gaan jy huis toe en daar's nie eintlik regtig iets wat verander nie. Maar wanneer die Here volle beheer oor 'n gemeente het, dan raak sy woord waar van 2 Timoteus 3 vers 16, wat sê dat die hele skrif is deur God ingegees, geïnspireer. En is nie net geïnspireer om mense hoop te gee nie, anders sou dit daar gestaan het. Maar dis ook geïnspireer om te leer, te weerlê, om te sê jy's verkeerd, die skrif sê so. En dis natuurlik ook ingegee om te vermaan en aan te spreek. En binne in een gehoor sit daar verskillende tipes mense. 'n Gedeelte vanoggend het dalk nie nodig om aangespreek te word nie. En hulle bid saam en sê, Here, laat u woord krag vind in die harte van die mense rondom my. En dan is daar iemand anderste wat hier sit, wie se hart wel aangespreek moet word. En ek het geen beheer oor dit nie, ek weet ook nie wie's wie nie. En daarom kan ek maar net hier staan vanoggend en sê, gemeente, die Here het ons op hierdie spoor geplaas, en ons moet vanoggend hierdie onderwerp hanteer, en ons kan dit ongelukkig nie oor die hoof sien nie. So al sit hier sogenaamde onskuldiges, as ons hulle so kan noem, al sit hier moontlik iemand vanoggend wat nie, op wie hierdie boodskap nie applicable is nie, luister ons almal na dieselfde woord. En ek glo, omdat ek die Here so goed ken, dat sy woord sterk sal wees en betroubaar sal wees en toepasbaar sal wees vir elkeen van u, ook vir my. En dis natuurlik een ding wat ons gemeente baie anders maak as baie ander gemeentes. Want hier moet julle sit en luister, en ek glo julle wil ook na die woord van die Here onvervals, direk en reguit. Ek lees graag vir julle 'n staaltjie van 'n ene Dr. Howard wat by 'n gemeente gaan preek het, Wilbur Smith, of Wilbur Chapman, Wilbur Smith, J. Wilbur Chapman het hiervan gepraat, korreksie, nee, nie Wilbur Smith nie, maar hy het hierdie verhaaltjie vertel. Ek het verlede jaar daarna verwys by ons senior Bybelstudie, ek het dit ook vir ons senior Bybelstudente in een van ons lesse ingesit vir hulle om te lees, so hulle weet klaar van hierdie storieetjie, maar dit is baie aangrypend en is 'n goeie
wegspringblok vir ons vanoggend vir die boodskap. Dr. J. Wilbur Chapman told of a distinguished minister, Dr. Howard, from Australia, who preached very strongly on the subject of sin. After the service, one of the church officers came to counsel with him in the study. Dr. Howard, he said, we don't want you to talk as openly as you do about man's guilt and corruption, because if our boys and girls hear you discussing that subject, they will more easily become sinners. Call it a mistake if you will, but do not speak so plainly about sin. The minister took down a small bottle and showing it to his visitor said, you see the label. It says strychnine. Nou, dis 'n verskriklike groot gif. And underneath in bold red letters the word poison. Do you know, man, what you are asking me to do? You are suggesting that I change the label. Suppose I do and paste over it the words essence of peppermint. Don't you see what might happen? Someone would use it, not knowing the danger involved, and would certainly die. So it is too with the matter of sin. The milder you make the label, the more dangerous you make the poison. Here, ons as gemeente moet vanoggend weer by 'n kruispunt staan en praat oor die onderwerp van sonde. Ek kan nie in die detail daarvan ingaan nie, ek kan nie al die besonderhede noem nie, alhoewel ek raaklings op die oppervlak sal skraap en ons 'n klein bietjie sal ingrawe en dalk probeer om ons jong mense raad en hulp te gee. Kan ons nie in diepte daaroor praat nie, Here. Daar sekere dinge wat Paulus gesê het, selfs nie eers in die gemeente genoem moet word nie. En tog het U in hierdie oggend weer voor hierdie diens vir my kom bevestig, Here, dat hierdie is die woord vir vandag. Help ons, Here, met gewillige ore en harte om te luister en te doen en te sterf vir ons ou sondige mens, sodat ons vir Christus kan lewe. Amen. Verlede week in ons gesprek oor Samson het ek op 'n stadium verwys na die lang pad van ongehoorsaamheid. Nou, dis nie ons tema vanoggend nie, vriende. Het was maar net 'n stelling om te sê, ons gaan volgende week bietjie gesels oor dit. Ons het natuurlik tot dusver opgelet in die lewe van Samson dat, alhoewel hy afgesonder was, alhoewel die Here hom kom haal het, en hom as 'n Nasareër van God gemaak het, vir hom 'n reuse taak gegee het, het Samson nooit sy roeping ten volle vervul nie. Hy is wel deur die Here gebruik om Israel te begin verlos, maar hy het nie klaargemaak nie, hy het gefaal, dodelik gefaal. Sy lewe, en dit het ek verlede week mee afgesluit, was een groot eie geregtige, selfgesentreerde en roekelose hartseer verhaal. En tog, toe ek nou hierdie week weer gaan sit met my voorbereiding, deur dit alles, het God deur sy groot genade nog steeds die doel bereik, wat hy wou bereik. Ek verstaan nie dit. Ek het nou 30 jaar al wat ons saam met die Here wandel, 30 jaar wat ons met Godse kinders werk, van hoërskoolvlak af, laerskool en op. Ek verstaan nie God se groot genade, dit is net te groot. En hierdie mens, Samson, het God gebruik om sy doel te bereik. So as die Here dit met Samson gedoen het, dan het so sterk vermoede, hy kan ons gebruik. Kan hy jou maar gebruik? Hy kan, maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak hoe verstrengel jy is nie. Met die spreek van 'n woord kan hy jou losmaak en kragtig gebruik tot sy eer. Maar Samson was 'n loskop en sy lewe in 'n sekere sin was 'n bespotting van alles wat heilig is.
mag ons nooit daardie pad stap nie. Maar ja, vriende, kom ek verduidelik net vir u die reis tot dusver, die geheim van sy sukses, God het hom gekies en gesê ek gaan jou gebruik. God het hom eenkant gesit, net soos hy jou eenkant gesit het. Die geheim van sy groot krag, onthou jy verlede week, was toe nooit Samson nie. Ons het 'n vermoede hy was 'n maartingerige ouetjie, soos ek. Maar hy het groot goed gedoen, kragtige dinge. Hoekom? Dit was die gees van die Here en niemand anders nie. Vandag, vriende, wil ons kyk na, en dis hoekom ek so klein bietjie bewe, na die geheim van Samson se mislukking. Die geheim van Samson se mislukking. Blaai saam met my na Rigters 16. Ek wil graag vir u lees tot by vers 17, ek weet dis 'n klompie verse. En ek weet, julle het dit ook gelees in julle stiltye by die huis, in voorbereiding ook vir die erediens. Maar ek wil nietemin ter wille van ons vriende en ons besoekers, lees tot by vers 17 en vir die wat hierdie gedeelte baie lanklaas gelees het. Ongelukkig moet ek stop by vers 17, want die verhaal gaan verder. En Samson het na Gaza gegaan en daar 'n hoer gesien en by haar ingegaan. Toe die Gasiete die tyding kry, Samson het hier ingekom, omsingel hulle hom en lê hom die hele nag voor by die stadspoort, maar die hele nag het hulle al stilgehou en gesê, teen dagbreek sal ons hom doodmaak. Onthou, hy het baie skade aangerig onder die Filistyne, omdat die Here 'n appeltjie te skil gehad het met hulle. En Samson het gelê tot middernag, maar teen middernag het hy opgestaan en die deure van die stadspoort en die 2 deurposte gegryp, en die met grendel en al uitgeruk, en op sy skouers gesit en dit opgedra na die top van die berg wat teenoor Hebron lê. Daarna het hy 'n vrou in die dal Sorek lief gekry, wie se naam Delila was. Toe kom die vorste van die Filistyne na haar op en sê vir haar, haal hom oor en vind uit waardeur sy krag so groot is en waardeur ons hom kan oorweldig en hom kan bind om hom te bedwing. Dan sal ons jou elkeen 1100 sikkel silwer gee. Dis 'n groot prys, vriende. Sy sou skatryk wees. Toe vra Delila vir Samson, is interessant dat so vinnig oorgehaal word vir geld. Ek gaan nie daaroor preek nie, ek het net daaroor gedink. Toe vra Delila vir Samson, vertel my tog waardeur jou krag so groot is en waarmee jy gebind kan word om jou te bedwing. En Samson sê vir haar, as hulle my bind met 7 vars lyne, wat nie uitgedroog is nie, dan sal ek swak word en wees soos 'n ander mens. Daarop het die vorste van die Filistyne vir haar 7 vars lyne gebring, wat nie uitgedroog was nie, en sy het hom daarmee gebind. En terwyl haar spioene in die kamer klaar sit, sê sy vir hom, die Filistyne op jou, Samson. Toe verbreek hy die lyne soos 'n vlasdraad breek as dit vuur ruik, maar sy krag het nie bekend geword nie. Toe sê Delila vir Samson, kyk, jy het my bedrieg en vir my leuns vertel. Vertel my tog nou waarmee jy gebind kan word. En hy antwoord haar, as hulle my stewig vasbind met nuwe toue waarmee geen werk gedoen is nie, dan sal ek swak word en wees soos 'n ander mens. Toe het Delila nuwe toue geneem en hom daarmee gebind en vir hom gesê, die Filistyne op jou, Samson, terwyl die spioene in die kamer klaar sit, maar hy het dit soos 'n draad van sy arms af verbreek. En Delila sê vir Samson, tot nou toe het jy my bedrieg en vir my leuns vertel, vertel my waarmee jy gebind kan word. En hy antwoord haar, as jy die 7 haarvlegsels van my hoof met die weefsel saam invleg. Ek gaan nie daaroor preek nie. Kan julle die progressie sien? Hoe hy gly en gly. En hy al nader en nader en nader kom aan dit waaroor dit eintlik aangaan. Sy druk toe die vas met die pen en sê vir hom, die Filistyne op jou, Samson. En hy het wakker geword uit sy slaap en sy weefpen met die weefsel uitgeruk. Toe sê sy vir hom,
Hoe kan jy sê, ek het jou lief? Interessant dat die saak nou ter sprake kom. Terwyl jou hart nie met my is nie. 3 maal het jy my nou al bedrieg en my nie meegedeel waardeur jou krag so groot is nie. En omdat sy hom met haar woorde aldaag gepers en by hom aangedring het, het hy so ongeduldig geword dat hy kon sterf. Ja. En hy het sy hele hart aan haar bekend gemaak en aan haar gesê, daar het nog nooit 'n skeermes oor my hoof gekom nie, want ek is 'n Nasareër van God, van my moeder se skoot af. As ek geskeer sou word, en hier's waar hy toe nou sy glip beleef, sou my krag van my wyk en ek swak word en wees soos al die ander mense. En vriende, kom ons wees sommer dadelik reguit en eerlik, en ons sê dit vir mekaar. Hier is die geheim van Samson se swakheid. Rigters 16 vers 4. Daarna het hy 'n vrou in die dal Sorek lief gekry, wie se naam Delila was. En mag ek vir u sê vanoggend, dit was nie die eerste keer nie. Onthou julle Rigters 14, ons onthou altyd as ons van Samson praat van Delila, maar ons vergeet dat hy eerste getroud was. Rigters 14 vers 1 tot 3, toe Samson afgegaan het na Timna, sien hy aan Timna, 'n vrou, die dogters van die Filistyne, en julle onthou het vir sy pa en sy ma gesê, ek like haar, vat haar vir my as vrou, want sy geval my. Samson se begeerte na vroue het sy vernietiging verseker. Begeerte is 'n lelike ding. Ons samelewing het verswelg geraak in sensuele en seksuele beheptheid. Dr. Howard, don't do that. Ons moet die label op die botteltjie hou. Giftig. Ons kan nie Essence of Peppermint oor dit verf nie. Kyk maar na die prentjies wat produkte verkoop. Die vrouens met die klere wat elke bult en ronding laat uitpeel. Die kort rokkies. Die stywe broeke. Die grimering wat aangeplak is soos jy plaskon aan 'n huis sit. En dan praat ek nie eers van die bewegings en die suggestie met al die danse wat die kinders doen en die jong mense van vandag nie, en selfs ook die groot mense. Ek praat nog nie eers van die films en die sepies en die programme op die televisie en ja, vriende, selfs die kinderprogramme wat deurspek is met seksuele en of naakte tonele en suggestie daarna nie. Ek kan nie vir julle vertel wat ek vanoggend gehoor het, en 'n boodskap wat ek van een van ons familielede gekry het, in die uitdaging in 'n huwelik nie. Kan nie begin praat oor hierdie goed nie. Maar hierdie dinge, toe hierdie boodskap lankal klaar was, kry ek die bevestiging dat dit waaroor ek preek vanoggend is in die kol. Dis wat God wil sê vir sy kerk vandag. Nou sover ons weet, het Samson nie met Delila getrou nie. Baie belangrik om te weet. Hy het met die eerste vrou getrou en toe hy hom strip en kwaad raak, toe hardloop hy weg na sy ma se huis toe. Wat 'n lafaard. En toe hy later bedaar het en sy woede is weg, toe wil hy teruggaan om sy vrou te gaan haal. Maar toe die pa van die vrou klaar die vrou vir die best man gegee, gedog ek wil nie met, gesê ek dog, jy wil nie met haar trou nie. Met Delila as ek nie seker, ek twyfel of hy met haar getroud, ek twyfel baie sterk. Hy het net met haar gespeel. Luister baie mooi vriende. Hierdie boodskap het ook 'n progressie, 'n doel waarheen ons beweeg. Samson het net met Delila gespeel. Meisies, ek praat met ons jong meisies vanoggend wat nog nie getroud is nie. Julle moet vandag baie mooi luister.
Daar is baie jong manne daar buite wat nie omgee hoe rein jy is, hoe waardevol jy is, hoe mooi jy is, of hoe lief jy vir die Here is nie. Hulle sal met jou flikvloei. Julle weet wat beteken flikvloei, is 'n ou woord uit die ou tyd uit. Beteken hulle gaan jou chaaf, of jy sê hoe oulik jy is. Vlerk sleep, maar ek dink daai ene bestaan nie meer in ons tyd. Hulle gaan met jou flikvloei, jou goed laat voel, geskenkies bring, die son, die maan en die sterre beloof. Maar as hulle jou eers gebruik het, gooi hulle jou weg soos 'n vuil lap en soek die volgende slagoffer. Hulle stel nie belang in jou reinheid en of om met jou te trou eendag en jou te beskerm en jou rein te hou nie. En julle jong manne wat nog nie getroud is nie, wat lief is vir die Here en wat eendag met 'n rein bruid wil trou, jy moet 'n rein bruidegom wees. Dieselfde geld vir julle. Gaan lees maar saam met my Spreuke en miskien moet ons dalk vir 'n oomblik, want ek weet julle is nie haastig nie, vriende, julle het die hele oggend uitgesit om met die Here te ontmoet. Blaai saam met my na Spreuke toe, Spreuke hoofstuk 2. Spreuke lê mos net daar agter watter boek? Ja, baie dankie, julle ken die boeke van die Bybel so bietjie. Dis 'n maklike ene, Psalms en Spreuke, maar blaai saam met my. Kom ons lees, wat sê die Spreuke skrywer? Wat sê Salomo vir sy seun? My seun, as jy my woorde aanneem en my gebooie by jou bewaar, sodat jy jou oor laat luister na wysheid, jou hart neig tot verstand. Ja, as jy na die insig roep, na die verstand, jou stem verhef, as jy daarna soek soos na silwer, en dit naspeur soos verborge skatte. En dan gaan hy aan en aan en aan. En hy probeer net vir sy seun sê, my seun, wysheid is belangrik. Vers 12, om jou te red van die weg van die slegte, van die mens wat die valse dinge bespreek, van die wat die paaie van die opregtheid verlaat, om op die weë van duisternis te wandel, die wat hulle verheug en kwaad doen, wat juig oor die valse streke van die slegte, van wie die paaie verkeerd is en wat afwyk van hulle spore, om jou te red van die vreemde vrou. En dis nie die enigste keer wat Salomo praat oor die vreemde vrou nie. Van die ontuchtige wat met haar woorde vlei. Julle, as sy daai lipstifie aangesit het en daai gremering en daai goedjies wat so styf sit en alles speel uit. Vers 17, wat die vriend van haar jeug verlaat, sy is nie getrou nie, en die verbond van haar God vergeet, sy is nie 'n kind van die Here nie, want haar huis sink weg na die dood, en haar paaie na die skimme, almal wat by haar ingaan, luister my bruidegomme, hulle kom nie terug nie, en bereik die paaie van die lewe nie. Rigters 16 vers 1, en Samson het na Gaza gegaan, en daar 'n hoer gesien, en by haar ingegaan. Samson se begeerte na selfbevrediging het sy dood veroorsaak. Geen ander rede nie. En daarom is die woorde van Paulus aan jong Timoteus so belangrik. Is nie net Timoteus nie, maar ook die meisie Timoteuse. Jong manne, jong meisies. 2 Timoteus 2 vers 21 en 22. As iemand hom dus hiervan deeglik reinig, hy praat hier van heilige lewenswandel. Al ooit gewonder hoekom hierdie kerk nie by senate uitpeel nie na 15, 16, 17, 20, 50, 60 jaar. Is omdat dit is wat ons hier verkondig. Die lewe van heiligmaking. Mense hou nie daarvan, hulle wil nie dit doen nie. As iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk.
Vers 22 van 2 Timoteus 2. Hier's my raad aan ons jong mense, en ook elkeen van u wat luister vandag aandagtig. Maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid. En ja, ons sê dis die jong mense, maar weet julle wat? Ons ou mense, wie se man of vrou oorlede is, en wat dalk enkel lopend geraak het. Ons bachelors en bachelorettes. Ons samelewing, vriende, is deurspek met begeerlikheid. Selfs die ou mense is skuldig. Amper sê ek nou goed wat ons daar in Brakpan net alleen sê. Wat geword het met ons ou mense. Hulle is net soos die jong mense. 2 Timoteus 2 vers 22, maar vlug vir die begeerlikheid van die jonkheid en jaag na geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. Jy gaan in hierdie kerk geen ander boodskap hoor nie. Wedergeboorte, bekering, doop, heiligmaking. Meer en meer soos Christus. En nie meer en meer soos die wêreld nie. Dis nie aanvaarbaar nie. En dit sê ek vandag vir die enkellopendes en selfs julle wat getroud is en brand van begeerte vir iemand anders. En moenie vir my sê, dominee, hierdie goed gebeur nie, dit gebeur. Ek het die bewyse. Hou jou rein en bestraf die sondige duiwelse neigings en gedagtes. Is dalk net hier in jou kop. Môre hoor môre is dit in jou hart. En as jy weer kyk, voel jy dit in jou lyf. Niemand val vinnig in sonde. Dis altyd 'n langsame pad en dis hoekom ek dit verlede week gesê het. Dis soos J. Vernon McGee dit gestel het. Hy sê, no man falls suddenly into sin. Jy flikvloei daarmee. Is nog nie sonde nie. Jy speel net so bietjie met dit. Kan julle Samson se verhaal sien? Eers het Samson net 'n bietjie met Delila gespeel. By haar gekuier. Toe by haar oorgeslaap. Ons slaap in 2 beddens in 2 kamers. En toe langs haar gaan lê. En toe die gevroetel. Ensovoorts, ensovoorts. Hy het haar eers net 'n bietjie geterg. Dis net 'n speletjie wat ons speel. En toe net 'n klompie wit lintjies uit die nasereer van God se mond. 'n Paar wit lintjies. Gedink niemand sal uitvind nie. Ook nie die Here nie. Want die deure is mos toe. Die ligte is af. Dis donker hier binne, niemand sien nie. Maar wat hy nie besef het nie, was die woorde van God aan Esau in Genesis hoofstuk 4 vers 7. Dit sal goed wees as jy dit met jou eie oë sien. Jy het mos jou Bybel saamgebring kerk toe. Genesis 4 vers 7. God praat met Esau. Esau se hart was donker. Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? Met ander woorde, sal dit nie met jou goed gaan as jy gehoorsaam is nie? Sal die seën van die Here nie op jou rus as die Here volg nie? Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie, luister mooi my vriend. As jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur. En sy begeerte is na jou. Maar jy moet daaroor heers. En wat van die woorde van die apostel Petrus in sy eerste brief? 1 Petrus, hoofstuk 5. Julle moet saambly. Dat jy met jou eie oë sien. Julle ken hom. Ek weet, baie van julle wat hier sit, weet al klaar wat dominee wil sê. 1 Petrus 5 vers 8. Ons praat nou van die slinksheid van die vyand. En wat Samson se probleem is, wat was die geheim van sy mislukking? Wees nugter en waaksaam. Is interessant dat die positiewe raad altyd eerste kom. Wees nugter
en waaksaam, want julle teestander, julle vyand, die kommunis, die vyand. Ek sê nou kommunis, ek praat van die ou wat daar in die buiteland bly en teen wie ons oorlog voer, wat ons land wil vernietig, wat die kind van die Here wil verslaan, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. En amperkies vergeet ons wat Jesus gesê het. In Johannes 10 vers 10. So eentjie terug in jou Bybel, ek hoor nie dat jy teruggaan nie. Johannes 10 vers 10. Jesus het ons gewaarsku, vriende. En hy sê die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ons weet wat daarop volg. Jesus sê ek het gekom dat jy lewe kan hê. Maar jy kan nie lewe as jy vasgevang is in die duiwelse strikke nie. Jy kan nie lewe nie. Jy kan nie. Jy kan net lewe as jy vry is. En nie in 'n tronk nie. En dis hoekom Delila vir Samson gesê het. In Rigter 16 vers 10, toe sê Delila vir Samson, kyk, jy het my bedrieg en my leuns vertel my nou tog waarmee jy gebind kan word. Kyk na vers 13, weer 'n keer, en Delila sê vir hom, tot nou toe het jy my bedrieg en vir my leuns vertel. Kyk na vers 15, toe sê sy vir hom, hoe kan jy sê ek het jou lief terwyl jy nie met my is nie, terwyl jou hart nie met my is nie? 3 maal het jy my nou al bedrieg en my nie meegedeel waardeur jou krag so groot is nie. En vriende, uiteindelik, soos 'n luiperd, langsamerhand, tree vir tree, sagte asemhaling, en die hartklop al stadiger, stadiger, en stadiger. En toe spring die luiperd op Samson. En is verby met hom. Hierdie was slegs die begin van die einde. Net die begin. Rigter 16 vers 16 sê, en omdat sy hom met haar woorde aldaar gepressure het, en by hom aangedring het hy so ongeduldig geword, hy kon sterf. En nou is ek amper 'n klein bietjie versigtig om te vra, manne, wie van julle ken hierdie ding? Dalk is hier 1 of 2 vrouens wat dit ook ken. Maar wanneer 'n vrou darm haar trane aandraai, dan kan jy niks doen nie. Onthou julle, dit het ook gebeur met die meisie met wie Samson eerste getroud was, in Rigters 14, vers 17. In een van my kommentare, dit was nou daai meisie van Timna, in een van my kommentare by Rigters 14, vers 17 staan die volgende: Now the strongest weapon that a woman has is her tears. And Samson's wife turned hers on for 7 days. I want to tell you that a woman who weeps for 7 straight days and at every meal gets a little tiresome. Maar weet julle wat, die meisie van Timna het Samson se geheim oor sy raaisel uit hom uitgekry, omdat sy hom so 'n klein bietjie geïrriteer het. En weet julle wat? Net so Delila. Ons beskuldig altyd vir Delila. Delila was die vyand. Ons kan haar nie beskuldig nie, sy is die vyand. Sy is 'n Filistyn. Samson moes nie val nie. Die skuld lê vierkantig op Samson se skouers, want hy was nie nugter nie en hy was nie waaksaam nie. Niemand wat met sonde speel, kom skotvry daarvan af nie. En hier is 'n groot woord van waarskuwing vir ons jong mense, en ook vir julle wat lank saam met die Here wandel.
niemand wat met sonde speel, kom skotvry daarvan af nie. Samson het met sy lewe betaal. Die geheim van Samson se mislukking, ons het gesê vrouens, ja, maar 'n verdere verklaring, Samson het met sonde gespeel. En hier's van julle wat hier sit, wat kan getuig daarvan. Die krag was toe nooit in sy hare nie, maar omdat hy sy getuienis, sy bewys van sy Nasareërskap, sy verhouding met God prys gegee het, het God hom prys gegee. Dis wat gebeur. Toe hy weer wil opstaan en dink hy gaan weer doen soos al die ander kere, toe is die gees van die Here weg. En so ook die krag wat hy gehad het. En Samson, die mens, was toe eintlik net so swak soos 'n lammetjie. Swakker as Delilah. Kan julle nou sien watter tipe mens hy was, wanneer God se gees nie op hom was nie. En vriende, ons vra die vraag hoe om te lewe in die krag van God se gees. Dis hoe jy dit doen. Deur 'n heilige lewenswandel, deur gehoorsaamheid, deur weg te bly van die ou lewe en die strikke van Satan, deur jouself te verdiep in die woord van die Here en jou getuienis van jou redding te bewaar en staande te bly. Samson was 'n mislukking. Hy het begin om Israel te verlos, maar hy het nie klaar gemaak nie. Hy het dodelik gefaal. Hy het verkies om sy begeerte te voer, met sonde te speel, en die gees van die Here het hom verlaat. Daar's 3 merkwaardige verse met betrekking tot Samson se lewensverhaal. Die geheim van sy sukses waarmee ons begin het, Rigters 13 vers 5. Hy was 'n Nasareër. Die Here het hom gekies. Die Here het hom eenkant gesit. Dis hoekom hy suksesvol was. Dit was nie Samson nie. Die tweede vers, die geheim van Samson se krag, Rigters 13 vers 25. Dit was toe nooit omdat hy gym toe gegaan het nie. Dit was toe nooit omdat hy baie fiks was nie. Dit was toe nooit omdat hy die Bybel geken het of baie kerk toe gegaan het nie. Dit was toe altyd die gees van God wat hom sterk gemaak het, want toe die gees van God weg is, toe is die krag ook weg. En wanneer ek kyk na die kerk van die Here Jesus Christus vandag se dag, en ek vra myself die vraag, waar is die krag? Miskien is dit omdat die gees weg is. Ek weet nie. En ek wil nie sê ja, dit is dit nie. Maar ons het baie om oor te dink vandag, om terug te kom na die Here, en te smeek vir die krag van sy Heilige Gees. En dan vandag, die laaste vers, die geheim van Samson se mislukking. Rigters 16 vers 20. Toe sê sy, die Filistyne op jou, Samson. En toe hy uit sy slaap, is interessant nou, toe ek dit lees, toe skrik ek so bietjie. Ek dink baie keer in ons geestelike lewe raak ons aan die slaap, en toe hy uit sy slaap wakker word, sê hy, luister mooi na sy woorde, ek sal vry uitgaan, soos die vorige kere, en my losruk, want hy het nie geweet dat die Here van hom gewyk het nie. Daar's 'n paar ooreenkomste tussen Samson en Jesus se lewe. Ek gaan nie daarop uitwy vandag nie. Ek het tog gedink ek wil 'n paar ooreenkomste, kontraste tussen Samson en Jesus se lewe vir u uitlig. Die eerste kontras tussen Jesus en Samson. Samson het 'n sondige lewe geleef. Jesus se lewe was, help my vriende, sondeloos. Die tweede kontras tussen Samson en Jesus. Samson het ten tye van sy sterwe gebid, Here, luister nou na sy gebed, dink tog aan my
en versterk my tog net hierdie keer, o God, dat ek my oor een van my 2 oë op die Filistyne kan wreek. Jesus, ten tye van sy sterwe daar in die kruis bid, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Die derde kontras tussen Jesus en Samson. In sy dood was Samson se arms in woede uitgestrek rondom die 2 pilare waarop die huis gerus het, waar die Filistyne 'n partytjie gehou het en hulle heidense god Satan aanbid het. In sy dood was Jesus se arms wyd uitgestrek aan 'n kruishout, terwyl hy die woorde uitroep, Vader, vergewe hulle. En ook, dit is volbring. Die 4de ooreenkoms, of nee, die 4de kontras tussen Samson en Jesus. Samson is dood. Jesus lewe. Vriende, ons is gekies vir 'n reuse taak. Julle is saam met my. Jy kan 'n Samson wees wat jou taak volbring. Jy het nie nodig om so Samson te wees nie. Samson het geflikvlooi met sonde. Ons kan soos Paulus wees. Paulus skryf van Timoteus in 2 Timoteus, hoofstuk 4, vers 7. Hy sê, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. Is interessant die groot kontras tussen Paulus en Samson. Maar ons kan ook so Samson wees en ons materiële lewe, ons vleeslike lewe, die kos gee wat dit wil hê en speel met sonde en dan deur die luiperd, die Satan, opgeëet word. So die vraag wat ons vra vandag is, gaan ons onsself toewy aan die Here, soos die Nasareër van ouds, en ons taak voltooi. En ek dink dit is 'n goeie ding, is 'n goeie tyd om vir mekaar te sê, dis tyd om die onsekerheid, die minderwaardigheid, die ongelowigheid en die twyfel uit ons harte uit te verwyder, wat vir ons sê, jy kan dit nie doen nie. Is net die dominee wat dit kan doen, is net 'n ouderling wat dit kan doen, is net 'n diaken wat daartoe in staat is. Is tyd om daai onsekerheid uit te haal en te sê, nee, die woord van die Here leer my, ek is tot alles in staat deur Christus, wat my die krag gee. En vriende, dit is hoekom ons Jesus verkondig in die kerk. Want ons wil lewe deur die krag van die Heilige Gees. En jy kan dit nie doen as God se Gees nie op jou is nie. En God se Gees kan nie op jou wees nie as Christus nie jou lewe gered het nie. En daarom is daar 'n tweeledige uitnodiging vandag. As jy nie in Christus is nie, as jy nog verlore is, hier is Jesus. Hy wil jou red. En as jy reeds wedergebore is, maar jy het nie die krag nie, dan is daar nog 'n uitnodiging. Kom nader vandag en sê, Here, ek is 'n kragtelose Christen. Vul my met u Gees, Here, help my om te streef na heiligmaking, meer en meer soos Jesus, sodat u Gees kragtig deur my kan werk, en ek 'n verskil kan maak in die wêreld daar buite. Om 'n ligdraer te wees van hierdie verlosser, Jesus Christus. En jy kan dit vandag doen, voor ons hier uitgaan. En jy doen dit, terwyl ons saam bid. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, daar is vanoggend gebid in die gebedskamer voor die diens, en bely dat ons as mense kragteloos is. Ons is swak, ons is hulpeloos, ons kan onsself nie red nie. En as U nie die woord gaan spreek en sê, kom na my toe nie, en ons dan wel ook trek deur die prediking, die Here, dan
het ons nie die vermoë om te kom nie, want dis lekker in sonde. Dis lekker om die vlees te voer, dis lekker om selfgesentreerd en eie geregtig te wees. Dis lekker om te sien hoe jy ander mense op hulle plek kan sit, terwille van my eie persoon en status. Die eie ek wil altyd triomfeer en op sy troon sit. Maar om terug te tree, om soos Jesus sy hemelse woning te verlaat, af te kom aarde toe en die lewe te leef van 'n slaaf, en dan wel ook te sterwe en sy lewe te gee, het vir ons 'n prentjie geskilder van selfaflegging. En ons, Here, wil vandag self af lê. Ons wil self kruisig, ons wil self doodmaak en begrawe, sodat Christus kan lewe in ons en deur ons. En U is besig om die vensters van die hemel vir ons oop te maak. U leer ons, U wys ons hoe om te lewe in die krag van die Heilige Gees. En my gebed, Here, is dat ons vriende hierdie prediking nie gering sal skat nie, en dat ons sal breek met dit wat ons vasbind. Help ons, Here, en red ons van onsself en van die vyand. En vul ons dan met die volheid van U Gees, sodat ons kragtig vir U kan werk. En soos my vriende saam met my gebid het, Here, is dit my gebed dat hulle harte onrustig sal bly, totdat U doel bereik het, en dat hulle sal hand uitsteek na iemand wat hulle kan help en hulle kan mentor op hierdie nuwe pad saam met Jesus. Iemand wat verder is as hulle, iemand wat dieper is as hulle, iemand wat Jesus beter ken as hulle, sodat hulle aan daardie voete kan sit en kan leer hoe om saam met Jesus te wandel. Vader, kom werk hierdie ding in ons gemeente tot eer van U naam. Amen.